Dis Vrydag die 7de Februarie. Nou, soos by Koffiekuier nommer 915. Ons gesels vandag oor Lukas 5, daar vers 1 tot 11. Baie bekende verhaal. Maar ek wil voordat ek hierdie verhaal lees saam met julle, sommer net so 'n ou bekende storie met jou deel. Daar word vertel dat Franciscus van Assisi, wat ons nou die stigter was van die Fransiskaanse monnikorde, dat hy by geleentheid een van sy leerlinge genooi het om saam met hom na 'n naby dorpie toe te gaan waar hy sou gaan preek. En die jongman was natuurlik baie opgewonde om saam met hierdie ware wyse Franciscus te kan gaan, sou 'n kosbare leerervaring vir hom wees om te sien hoe Franciscus dan nou optree, hoe hy preek, wat hy doen en so aan. En word dan vertel dat toe hulle in die dorpie kom, het Franciscus gegaan na 'n klomp mense toe. Hy het eers daar 'n draai by die slagter gaan maak en toe sy by die skoenmaker ingeloer en 'n vrou wie se man onlangs gesterf het hy gaan besoek. En by al die mense by wie hy ingeloer het hy sommer net gesels en gehoor hoe gaan dit met hulle, belang gestel, vir hulle omgegee en so aan. Hy later by die dorpie se skool ook 'n draai gemaak en sommer daar met die kinders net gesels en gehoor hoe gaan dit met hulle almal. En op 'n stadium toe sê Franciscus vir die jong leerling van hom, nou toe, laat ons weer terug aan huis toe. En die jongman is toen so half ergerlik, hy sê, maar ons kan nog nie, want ons het hier gekom om te preek. En toe vra Franciscus vir hom, maar het ons dit dan nie die hele oggend al gedoen nie? Nee, ons sê toe natuurlik vir hom, nee, nog glad nie. Toe sê Franciscus, ons het. Want oral waar ons was, by die slagter en die skoenmaker, by die vrou wie se man oorlede is, by die skool, oral het ons met mense gepraat en het mense gereageer op dit wat hulle gehoor het van ons. Ons sou dit nie dalk kon sien nie, maar hulle is aangeraak deur ons woorde. Nou vriende, dit is 'n ou bekende verhaaltjie, en na aanleiding van hierdie gebeure ook, het Franciscus ons nou daardie bekende slagspreuk, wat ek kan per se gesê, van ons moet gedurig onder alle omstandighede vertel van God se liefde, en as dit nodig is, moet ons woorde gebruik. Nou, hoekom vertel ek vir jou hierdie verhaal sommer gou weer? Ek dink ons probeer baie keer soveel inlees in omstandighede, en ons wil soveel bepraat, dat ons baie keer doodeenvoudig dit mis om te weet, ons kan net wees. Ons kan net in iemand se teenwoordigheid wees. Ons het ons nou verlede week met die lees van Lukas 4 vers 14 tot 30 dan ook gesien hoe die manier waarop ons mense bly maak, dat hulle ons ontmoet, hoe ons vrede na geselskap toe bring, hoe ons soek vir die goeie in mense, en hoe ons soek vir die beeld van Christus in alles omstandighede. Ons doodeenvoudig deur daai goed te doen, ook iets van God se liefde baie prakties kan demonstreer. Nou, ons gaan Sondag DV stil staan by Lukas 5 vers 1 tot 11. En dit is een van die verhale, een van die gedeeltes in die Bybel, wat ons baie maklik van praat as 'n pragtige roepingsverhaal. Trouwens, dit staan ook so in hierdie opskrifies wat in ons Bybels natuurlik na die tyd bygevoeg word, staan die roeping van die eerste disippels. Maar kom ons lees dit saam, en dan wil ek jou uitnooi, as het ware om te hoor, te luister, of Jesus ooit hier iemand roep, of hy 'n appel op hulle lewer. Kom ons lees net die verhaal saam. Lukas skryf en sê, op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan, dit is ook wisselterm vir die see van Galilea, nee? Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan, en die skare vorentoe beur om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die net uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit af geleer. Hy het die mense met hulle gepraat. Vers 4, toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Hy roep nie vir Petrus nie, hy sê vir hom, gaan vang vis. Dit waarmee jy besig, dit wat jou roeping is, dit wat jy doen vir 'n lewe, gaan doen dit.
En dan vers 5 antwoord Simon hom: Meneer, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Toe hulle dit doen, het hulle so groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. Hulle wou toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help, en hulle het gekom en albei skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: Moenie bang wees nie, vanaf sal jy mense vang. Nadat hulle die skuit op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Vriende, hoor jy hoekom ek sê, hier's eintlik nie sprake van 'n roeping nie. Jesus praat met die skare, hy gesels met die mense. En Simon Petrus se boot word gebruik as 'n preekstoel. En as Jesus dan nou klaar met die mense gepraat het, dan sê hy doodeenvoudig vir Simon Petrus: Gaan uit see toe en gaan vang vis. Petrus sê vir hom: Meneer, ons het al die hele nag vis gevang, ons weet wat ons doen, ons het nie vis gekry nie. Maar op die woord sal ek die net uitgooi. En dan ken ons die verhaal, hulle vang soveel vis dat hulle maats in die ander boot nader laat kom en hulle trek die boot te vol en dan moet jy die besef van wie Jesus is, kom Petrus tot op die punt wat hy sê: Here, ek is 'n sondaar mens. En dan weer roep Jesus nie vir Petrus nie. Hy sê eenvoudig vir hom: Jy sal 'n visser van mense word. En dan lees ons dat Lukas ons sê, toe hulle die skuit op die strand getrek het, het die disippels of daai manne die goed net so gelaat en agter Jesus aangegaan, volgelinge van hom geword. Ek wil jou uitnooi om so 'n bietjie die naweek na te dink oor hierdie verhaal. Lees hierdie teks, hierdie stuk woord van die Here weer so 2-3 keer dalk rustig deur en hoor net wat sê die Here vir my en vir jou, spesifiek dan in lyn van hierdie verhaaltjie van Franciscus wat ek vertel het in die begin. Om in die teenwoordigheid van God te wees is genoeg. Genoeg om my en jou te laat besef wie God is, genoeg om my en jou te laat besef wie ek is, op grond van die feit dat ek aan God behoort, en daarom om dan te reageer, wat 'n manier dan ook al. Mag hierdie teks, hierdie gees vir my en jou vriende opnuut oopgebreek word, dat ons sal ontdek wie Jesus Christus is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanmôre u woord kan oopmaak en dat ons hierdie gedeelte wat ons sekerlik al baie keer gehoor het en gelees het, dat ons dit dalk vanmôre op 'n nuwe manier kan hoor. En dat ons iewers net kan besef, Here Jesus, wie u is. En op grond van wie u is, wie u ons ook gemaak het om te wees. Berei ons voor deur die Gees ook om, as dit die wille Sondag in ons eredienste by mekaar te kan wees en saam ook oor hierdie teks en oor die woord te kan nadink. Ek bid dit in u naam. Amen. Vriende, by ons Sondag, eerskomende Sondag, is ek aan die woord hier in Kleinmond Kerk en ek nooi jou uit om die erediens by te woon aanlyn. Kobus sal die skakel uitstuur. Ons gaan ook nagmaal vier, so as jy aanlyn inskakel by die erediens, kry sommer voor die diens vir jou ook tekens reg, brood, bietjie wyn, druiwesap, wat jy ook al het, om saam die nagmaal te kan vier. En dan gesels ons 'n bietjie meer oor hierdie roepingsverhaal, wat eintlik nie 'n roepingsverhaal is nie, maar 'n identiteitsbevestiger. So ek nooi jou uit, kom kuier Sondag saam. En dan gesels ons vir diegene wat nou nie inskakel aanlyn by die erediens nie, gesels ons volgende Dinsdag weer met mekaar. Mooi loop en 'n lekker naweek vir jou.